that saved a wretch like me. Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het vir elke mens, bykans 2000 jaar terug. En dit is die goeie nuus, die werklikheid wat, as ons gaan kyk na die verskil tussen die Ou en die Nuwe, die Ou Testament, die Ou Verbond en die Nuwe Testament, dan sien 'n mens dat Jesus kom aarde toe, en hy kom praat met die mense, en Nicodemus kom in die nag na Jesus toe, hy is 'n leraar, hy is 'n predikant, en hy vra vir Jesus 'n vraag, en Jesus sê vir hom, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. En dit is so belangrik, dat hy praat hier oor die wedergeboorte. Nou, ek wil nie regtig nou ingaan op die wedergeboorte nie, maar die werklikheid van, as jy praat van 'n geboorte, dan praat jy van 'n kind. Met ander woorde, jy moet gebore word, dan begin jy as 'n babietjie. En dit is vir my een van die goed wat so belangrik is ek was op 42 jarige ouderdom, het ek in die tradisie gestaan, ek was 'n ywerraar vir die tradisie, en toe het ek tot die werklikheid gekom, en toe begin ek en ek besef, ek is maar nog in geloof 'n babietjie. Toe begin ek daarvan af my werklikhede, en so dis baie belangrik, dat nou wat gebeur met 'n babietjie? Hy word groot, na mate hy voedsel kry. Nou sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Nou sê die skrif, maar die woord is ook Christus. Met ander woorde, hoe word jy in jou geestelike lewe gevoed, is deur die woord. En hy sê daarvan in Romeine 10 vers 17, hy sê, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. Dit is hoe 'n mens by groter werklikhede, dis hoe jy groei kry. Hy praat daarvan in Kolossense 1 vers 10, hy sê dat jy in genade en kennis kan toeneem, en in die kennis van God kan groei, nie in jou eie kennis nie, want dit is baie belangrik, daar is 'n klomp sleuteltjies, klomp wil ek amper sê formuliekies wat 'n mens moet verstaan, en een van die belangrikste formuliekies is, jou begin is Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, ek is saam met Christus gekruisig. So dit gaan nie meer oor myself nie. So daarom moet ek nie in my kennis groei nie, want dit is wat die skrif van praat, wat opgeblaas maak, as jy in jou kennis groei. Nee, jy moet in die kennis van God groei, want dit is openbaringskennis. Daar is verborgenhede, en dan kry jy, word oopgesluit, verborgenhede word oopgesluit, dan word dit openbaringskennis. En dis waarna 'n mens moet gaan kyk, en so dis baie belangrik, dat daar moet 'n groei, daar's 'n progressie wat moet kom, en Efesiërs 4 praat, die skrif daarvan, hy sê, ek het gee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hul dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Hy sê, totdat ons almal kom. Met ander woorde, totdat beteken, hier's 'n tyd, en dan's daar 'n totdat. En dan beteken dit, hier gaan dit iets aan, 'n groter werklikheid wat kom. Hy sê, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, mense, tot die mate van die volle grootte van Christus. Want Christus is jou lewe. Hy is jou werklikheid. Ek leef nie meer nie, dis nie meer ek wat lewe nie, Christus is my lewe. So baie keer, ek het juist vandag met iemand daaroor gepraat, dat ons in ons tradisionele siening wil ons mense bly beter en verbeter, en jy moet 'n beter mens word, jy moet aanvaarbaar wees vir God, jy moet aanvaarbaar lewe. Dis nie wat die skrif sê nie, die skrif sê jy moet aan 'n einde van jouself kom. En as jy aan die einde van jouself kom, dan kom jy op daai punt, al is dit eendag in die gutter, en dan besef jy, Jesus Christus, U is die antwoord, en jy aanvaar Jesus Christus as jou lewe. En 1 Johannes 5 vers 12 sê, hy wat nou die seun het die lewe. Hy wat die seun nie het nie, natuurlik nie die lewe nie. So, nou sê hy hier dat, sodat jy kom tot die volwasse man, tot die volle grootte van Christus. Nou sê hy, as jy nie daarby uitkom, dan sê hy, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedrieheid van die mense, deur sleeheid om lustiglik
tot dwaling te bring. Hy sê, dis wat gebeur as jy nie by 'n volheid uitkom nie, as jy nie by hierdie progressie uitkom nie. Nou, dis die skrif is vol daarvan. Nou sit ek baie keer en dink, as ons kyk na die boodskap van geregtigheid of die vryspraak, dit wat ons verkondig, en dink ek daaraan, dink nou die dag, daar is dalk 3 groepe mense. Die eerste groep mens is iemand wat nog by die werklikheid, wat ons in die ou terme sê, nog by die Here moet uitkom, wat nog by redding moet uitkom. Dan sit ons daarna, wanneer die mense nou daar is, dis nou vir my amper die groot groep mense, is nou moet ons hulle in stand hou. Hy sê staan dan vas en al die goede, moet ons met ander woorde, ons moet hulle geloof in stand hou. En dan kom jy by die amper wil ek sê die kleiner groepie, wat nou baie ernstig word, wat in hierdie werklikhede toeneem, wat groei in dit. Maar al daardie goed, dit kan nie, nou dink ek aan, jy kan dit nie so sien nie, want die evangelie is een werklikheid, en dis die lewe van Christus, en hy begin in Romeine 1 vers 16 en 17, dan sê hy, hierdie evangelie is die krag van God tot redding. In ander woorde, hierdie evangelie is die krag van God tot redding, in die begin. Mense, want 'n mens moet verstaan, dis nie jy wat moet verbeter nie, dis jy wat aan 'n einde moet kom, en jy kry daardie lewe van Christus. En wat ontvang jy die oomblik as jy Jesus Christus aanvaar as jou lewe? Kolossense 2 vers 9 en 10 sê, die volheid van God is in Jesus Christus, en julle het die volheid. Dan het jy die volheid, maar nou moet jy net tot 'n ontdekking daarvan kom. En as jy in jouself gaan probeer groei, en in jouself tot 'n ontdekking wil kom, sal jy nooit by die werklikheid uitkom. Kom ons kyk, hier is die Efesiërs 4 wat daaroor praat. Kom ons gaan kyk na Efesiërs 1. Nou baie belangrik, ek sê ek het so 'n paar boodskapies oor die eerste hoofstuk van elke boek in die Nuwe Testament, en nie almal nog nie, maar nou kyk ek daar, want in die begin is dit heel belangrik, dat Paulus skryf nou hier vir die ouens, dis die inleiding, die ouens moet nou net eers hoor waaroor gaan die ding. Nou kom ons gaan kyk bietjie na die boek van Efesiërs, baie belangrik, om dat die eerste hoofstuk van die boeke te gaan kyk, almal dieselfde, hy sê, julle moet hierdie boeke lees, julle moet ook die boeke van die ander gemeentes lees, en ook hierdie aan die ander gemeentes gee. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle, en vrede van God, die Vader en die Here Jesus Christus. So heel eerste moet ons kyk hier, van wie praat hy? Die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus. So dis daai werklikheid. Nou kom hy, en ek wil dit vir ons, hy gaan basies in amper so in 2 gedeel word. Die eerste gedeelte gaan jy sien, wat hy skryf van die volheid wat die mense het, wat dit reeds aanvaar het. Kom ons kyk, wat is daai werklikhede wat jy het, wanneer jy Jesus Christus jou lewe is? Dan praat hy van hulle, hy sê, vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het. Nou praat hy met die mense, hy skryf van die gemeente in Efese, hy sê, ons het dit, dis wat ons het. Nee, hy sê, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. So hulle het al die seëninge. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Om heilig, kyk mooi, hy sê nie heilig te word nie, hy sê dat hy ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. En dis hoekom Paulus baie skryf, hy sê dit wat vir eeue en geslagte verborge was, maar nou geopenbaar is. Petrus praat ook daarvan in 1 Petrus 1 vers 20. Hy het ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nie te word nie. Met ander woorde, is nie iets wat jy moet doen om iets te word nie. Jy wees dit. Dis wat jy is. Dis wat jy ontvang. Hy sê, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Weet jy, hierdie was vir my een van die groot struikelblokke, is die aanneming. Hoe word ek aangeneem? Ek het daaraan ook gedink, dat my kinders moet aangeneem word.
want dit is baie, baie belangrik dat die Here hulle aanneem. Maar nou dat ek hierdie skrif lees, nou sien ons dat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir hom aan te neem. Met ander woorde, jy is 2000 jaar terug al deur God aangeneem, eintlik voor die grondlegging van die wêreld, is jy aangeneem deur hom as jou kind. Wat kan jy doen as 'n kind? Jy kan wegloop as jy wil, jy kan wegstap hier vanaf. En dit is wat Efesiërs 4 vers 18 vir ons sê. Joh, mense, die goed is so mooi duidelik vir ons gestel as ons net die goedjies lees. Hy sê, julle is nou net geskei van die lewe van God. Net geskei deur die lewe van God, deur onkunde. Deurdat jy dit nie gehoor het nie. Hy sê, omdat julle harte verhard. So baie mense staan in onkunde. Baie mense het hulle eie kennis en dan verhard hulle vir hierdie openbaringe wat die Here hier gee. So hy sê, dit is baie, baie fantasties as ons dink, dat hy ons aangeneem het as kinders deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Dis iets wat hy gedoen het, wat hy graag wou gedoen het. Hy sê, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Met ander woorde, hy het ons begenadig. Dis nie iets wat nog moet bykom nie. Met ander woorde, jy kry nou 'n deeltjie en dan kry jy later 'n deeltjie en later weer 'n deeltjie en dit is amper soos 'n performance bonus wat jy kry. Mense, dit is die groot verskil met die tradisionele opset, is dat wanneer jy 'n goeie mens is, dan gaan jy alles wat die skrif vir ons sê, kry die dag as jy doodgaan. Wat wil jy daarmee maak dan? Dit is belangrik dat ons besef, dat God het in Christus vir ons al hierdie werklikhede gegee, as 'n wegspring in hierdie lewe. Dat jy in hierdie lewe daaraan kan sit, want dit is jou toerusting, dit is jou werklikheid waarmee jy in hierdie lewe gaan stap. Anders te sê ons is oorwinnaars, maar ons is nie oorwinnaars nie. So baie, baie belangrik, dat jou wegspring is dat jy jou begenadig het. Vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Ons het dit. Met ander woorde, hy sê ons het die verlossing deur sy bloed. Met ander woorde, dit ons is verlos. En dis ons het dit. Dis ons het dit. Dit is ons sin. Met ander woorde, die gelowiges in Efese, die heiliges, hulle het daardie verlossing. Nou as jy iets het, toets altyd hierdie goed aan jou huidige siening. As jy iets het, vra jy daarvoor, of sê jy dankie daarvoor. Jy kan nie vra daarvoor nie, want jy het dit dan. So, jy sien die onwerklikhede waarmee ons gegaan het, dat ons bly vra vir goed wat ons reeds het. Hy sê, jy het dit, dit is joune. Hy sê in vers 8, hy sê, wat hy oorvloediglik aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Hy het dit aan ons bewys. Hy sê, deurdat hy aan ons, met ander woorde, die gelowiges, die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het. Aan die ander woorde, hy het hierdie verborgenheid oopgemaak en bekend gemaak. Nou Jesus self praat in Markus 4 daarvan. Hy sê, daar's baie dinge wat verborgen is, mag openbaar sal word, voor die kruis. Na die kruis, dan sê hy, hierdie verborgenhede, het hy nou uit, is nou oop, dit is nou uit. Een van die grootste verborgenhede is Kolossense 1 vers 26-27, dit wat vir eeue en geslagte verborgen was, maar nou geopenbaar is, Jesus Christus in ons. Jy sien, hy sê, hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak. Hy het dit vir ons bekend gemaak, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Mense, dit word in Romeine gesê, Romeine 8, dit is Kolossense 1, praat daar van vers 15 tot 18. Hy sê, al hierdie dinge het hy onder een hoof in Christus verenig. Met ander woorde, Christus is die hoof, bo al hierdie goed. En jy weet, met my hele liggaam werk alles, my toon, my been, my knie, my hand, my arms, alles is syne wat deur die hoof werk. En dit is baie belangrik, dat ons besef, dat ons het hierdie volheid, maar ons werk deur die hoof.
Ons werk nie. Jy sien en selfs in ons natuurlike ding, wanneer jy iemand wil begin aanvat, en ons begin hier met 'n horisontale konfrontasies en daai tipe van goed, dan sien jy waar eindig dit. Maar die oomblik wat daar enige situasie kom, en jy gaan na die hoof toe, en jy as my hand seer kry, dan stuur hy 'n sein na die hoof toe. Die hoof besluit wat is die beste, gaan hierdie hand iets doen, gaan jy voete jou na die wasbak toe vat, of wat ook al, maar die hoof besluit en hy stel die hele liggaam in aksie vir hierdie een deel. So baie belangrik daar, hy sê, alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hy sê, in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Jy het 'n erfdeel ontvang, dis joune. Nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. Alles. God, hy sê, Efesiërs 2, vers 10, hy sê, ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, die Amplified sê, herskep in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So ons probleem is, ons wandel nie altyd daar nie, want ons lees nie, wat sê die handleiding vir ons, hoe ons moet wandel in dit nie. Maar hy sê, ons het die erfdeel, en dat hy vir ons hierdie werklikheid gegee waarin ons moet wandel. Vers 12, hy sê, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Aan woorde, hy sê, jy moet dit nie word nie, jy moet dit wees. Baie belangrik as ons gaan kyk na die klein woordjies daar, dat dit nie iets is wat in die toekoms lê nie, maar iets wat in die verlede lê. Vers 13, nou draai die hele ding. Hy het nou alles gesê wat hulle het, die gelowiges in Christus Jesus. Nou praat hy met die mense daar buite. Hy sê, wow, hy sê, kom ons kyk. Jy weet, interessant as ons gaan kyk na in die skaduwee van die Ou Testament, met die uittog uit Egipte en deur die Rooi See, en toe hulle by die Jordaan kom, wat hulle in die beloofde land moet ingaan, toe die twee stamme, ek dink Ruben en Gad, kom toe by Moses, hulle sê, maar ons wil nie daar ingaan nie. Hy sê, Moses sê, jy weet wat het God laas gedoen, toe die ouens nie wou ingaan nie. Hy sê, nee, maar okay, ons sal die oorlog gaan beklei. Ons sal gaan die oorlog beklei, ons sal die mense help, en dan keer ons terug. En daar is so baie mense, wat bereid is om hierdie oorlog te beklei vir die Here en in sy werklikheid te staan. Hy sê, selfs met die gelykenis van die maagde, hy sê, julle sal sê, Here, Here, in u naam het ons dit en dit en dit. Hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. So hartseer as 'n mens besef, dat dit help nie, jy wil die battles fight nie. Jy moet dit jou eie maak. Jy moet dit altyd jou eie maak, en dan sê hy, dan moet jy Kolossense 1 vers 28, alle mense in alle wysheid onderrig, en dan moet jy elke mens volmaak in Christus voorstel. Om sê, weet jy wat, hierdie werklikheid het jy ook. En jy sien elke mens in die prys wat Jesus vir hulle betaal het. So nou kom hy en sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding. Jy sien, hier praat hy van jou keuse wat jy het. Nee, so jy begin hierdie werklikhede deur 'n keuse. Gaan jy oor die Jordaan of gaan jy kan die Jordaan bly? Gaan jy die ewige lewe hê, gaan jy hom nie hê? Dis jou keuse. God gaan nie mense hel toe stuur nie. Jy besluit. Hy sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en in wie nadat julle dit geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. Jy sien, so jy hoor dit, en nou begin jy dit hoor, en nou glo jy dit. Jy word oortuig daarvan, geloof is 'n oortuiging. En die oomblik as jy oortuig is dat dit is die werklikheid, nie die voorkruisboodskap nie, die nakruisboodskap, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Hy sê, die belofte wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Hy praat ook daar van die onderpand, hy praat ook daar van die waarborg wat jy het. Hy sê daarom, sê Paulus nou, vandat ek gehoor het van julle geloof in Here Jesus Christus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek nie, onthou wat het hy gesê, selfs oor vergifnis, as jy vergifnis het, vra jy daarvoor of sê jy dankie. Nou kom Paulus, kyk wat sê hy, hou ek nie op om vir julle te dank as ek aan julle
in my gebede dink nie. Met ander woorde, dankie Here vir hierdie werklikheid. Nee, en dit word jou hele lewe word 'n dankgebed in plaas van 'n smeekgebed. Hoekom? Luister, 'n dankgebed in plaas van 'n smeekgebed. Hy sê dat die God van Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring van kennis van hom mag gee. Hy sê, Vader, ek bid nie dat hulle iets bykry nie. Ek sê, hy bid net, hy sê, maak hulle oë oop, geef hulle daai werklikheid, dat hulle kan ontdek wat hulle reeds gekry het. Die volheid van God is in Jesus Christus, en julle het daai volheid, Kolossense 2 vers 9 en 10. Die gees van wysheid en openbaring van kennis van hom mag gee. Sien, dit was 'n verborgenheid, nou is dit 'n openbaring, nee. Goed, dan gaan hy daarin en sê hy, verligte oë van die verstand. Here, maak hulle oë oop, dat hulle kan sien. Ek dink is Matteus 6 vers 21 sê, die oog is die lamp van die liggaam. Hy sê, as jou oog duister is, hoe duister moet jou liggaam nie wees nie. Maar as jou oog verlig is, sal die hele liggaam verlig wees. Hy sê, Vader, maak hulle oë oop, dat hulle kan sien wat hulle reeds gekry het. Kyk mooi, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom en heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Daar sê hy dat jy het daai erfdeel. Vader, maak hulle oë oop dat hulle kan sien. Hierdie is nie iets wat ek my nou moet straf en alles moet opgee om 'n Christen te wees nie. Hierdie is 'n inbesitneming van my erfdeel, dit wat Vader aan my beloof het. Hy sê, van die erfdeel onder die heiliges is. Hy sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Jy sien, die oomblik wat jy glo, dan opereer jy nie meer in jou krag nie, maar in sy krag. Hy sê, na die werking van die krag van sy sterkte. Nou, het ek vir ons gesê daar dat, onthou ek het dit in Efesiërs 4 vir ons ook gelees. Nou kom hy weer met daai krag, daai werklikheid. Hy sê, daai krag wat jy nou het, nee, Paulus sê, Vader, maak hulle oë oop dat hulle dit kan sien. Hy sê, daai krag, vers 20, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Hy selfe krag, Romeine 8 vers 11 praat ook daarvan. Die selfe krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het, is nou in jou. Mense, sien nie hoekom dit so belangrik is, dat ons in hierdie werklikheid gaan inkyk en progressief daardie goed alles ons eie maak. Elke dinkie, Here, ek sien nou wat U bedoel. Hierdie groot werklikheid, dis ek hoef nie te vra vir krag nie, ek hoef nie te vra vir genade nie, ek hoef nie te vra vir vergifnis nie, ek hoef nie te vra neem my aan nie. Dankie Vader dat ek kan sien dat U het dit reeds vir my gedoen. Paulus sê, Vader, maak net hulle oë oop. Hy sê, daai krag wat uitgewerk het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy. En elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld, maar ook in die toekomstige. Met ander woorde, daar sal nooit 'n groter werklikheid wees as Jesus nie. Hy sê, en julle het hom kompleet. Mense, so fantasties hierdie. Hy sê, daar's niks wat groter is of groter kan wees nie. En hy het verlede tyd alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Wat sy liggaam is, die gemeente, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Wat hoeveel? Alles in almal vervul. Paulus sê, Vader, ek dank U daarvoor, maar ek bid, dat U net hulle oë sal oopmaak, dat hulle hierdie werklikhede sal sien. Dit is die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Ons kom in niks kort nie. Amen.